Reg, goeiemôre aan almal. Graag verwelkom ek namens die komitee almal hierso. Ek weet dit is altyd lekker om so Saterdag by mekaar te kom, veral as ons iets interessant gaan hoor van die dominee af. En ek moet vir jou sê, as ek so na die ding kyk en so, dan is ek heel opgewonde om te luister wat dominee Willie vir ons gaan vertel. Ek lees net gou die program vir julle, laat julle weet oor hoe en wat en waar. So ek gaan nou open met skriflesing en gebed, en dan gaan ek vir dominee Willie vra om sy praatjie te lewer. Na die praatjie dan sal ek net gou weer opkom, dat ons net verder die verrigtinge dan verduidelik. Reg so. So ek lees graag vir ons. En vanoggend toe ek nou dink hieroor, toe sit ek en dink oor die rede hoekom ons hier is, en die rede hoekom dominee Willie vir ons hierdie goed gaan vertel, is omdat ons lief is vir mekaar. Dis wat die Bybel sê, wees lief vir jou medemens en wees lief vir jouself. Want as jy dit nie doen en so nie, dan kan die wêreld maar tot niet gaan. So hierdie gaan oor uit en uit liefde. Dit gaan Johannes 13. Jesus was die voete van sy disippels. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Ek sê weer, hy het sy eie mense wat in die wêreld is, lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Vers 2. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom: Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom: U is in alle ewigheid, nooit oor my voete kan u dit was nie. Daarop sê Jesus vir hom: As ek jou nie was nie, het jy nie deel van my nie. Simon Petrus sê toe vir hom: Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom: Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef niks meer aan sy voete te laat was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. En toe hy hulle voete klaar gewas het en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat die Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek dit vir julle gedoen het, moet julle dit ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Tot sover. God almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, die Alfa en die Omega. Here Jesus Christus, ons redder, ons saligmaker en ons verlosser, wat aarde toe gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, om ons ten volle van ons sondes te verlos. Heilige Gees wat in ons woon, Vader, baie dankie dat ons 'n dag het soos vandag. Dankie dat U weer vir ons asem ingeblaas het, ons vanoggend opgestaan het, dat ons hierdie wonderlike natuurpragt van U kan ervaar, en dat ons vir mekaar kan omgee en vir mekaar kan lief wees. Vader, en dat ons U evangelie kan uitbrei. Vader, gaan asseblief vandag met ons familie, met ons gesin, met ons vriende, met almal wat hunker om U stem te hoor. Vader, dat ons dit deur dominee Willie hoor vandag, en dat ons 'n boodskap kan huis toe vat, en dat ons dit kan gebruik.
Vader, vergewe asseblief ook al ons sondes, nie omdat ons verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade. Amen. Ek stel graag nou vir Dominee Willie aan die woord. Dominee Willie, ons wil graag hoor wat jy vertel, en dan, soos jy my ken, wil ek weer na jou ietsie sê. Reg. Sy vriende, goeiemôre. Ek het regtig nie gaan ek reguit gesig hou narratief se grappie nie, maar gaan my beste probeer. Ek wil vir julle almal sê baie welkom by hierdie geleentheid. Ons 'n bietjie saam gaan praat oor krisishantering en hoe ons geliefdes tot die beste van ons vermoë kan ondersteun. Met dit gesê, word ek net al hoe meer bewus dat ons sit juis hierso omdat meeste van ons een of ander krisis beleef of dalk beleef het. Dat van ons geliefdes dalk een of ander krisis beleef en ons wil uit liefs soos Retief gesê het, uit liefde hulle wil ondersteun en dus kom ek graag net vir 'n oomblik vinnig vir julle ook 'n gebed wil doen. So kom ons buig ons hoofde saam. Wonderbaarlike Koning Here God, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie Here dat ons kan vra, soos oor Retief voor gebid het, dat die Gees deur ons sal praat, Here. Here, waar ons bewus word van mekaar se seer en die seer van ons geliefdes, Here, wil ek bid vir elkeen wat hier is, wie julle elkeen ook teenwoordig, Here, dat die genade en dat die vrede, die krag en die seën oor elkeen sal wees en bly. In Jesus naam, amen. Goeie geliefdes, ek wil graag gaan met julle deel hoe het ons by vandag uitgekom, behalwe dat dit nou reeds een keer uitgestel is, omdat ek so bietjie siek was. Vroeg in die jaar het ek, Finnie en oom Fransjo by mekaar gekom en ons het gepraat, maar wat kan ons in hierdie jaar aanbied? Om ons mense toe te rus rondom sekere geleenthede. En my behoefte was op daardie stadium dat ons een of ander gesprek het rondom krisishantering binne die konteks van die krisis wat ek self beleef het. Soos julle weet, my seentjie was verlede jaar gediagnoseer met autisme. En dit is 'n blywende krisis wat 'n mens daagliks probeer hanteer. Maar omdat 'n mens bewus word van die groeiende aantal diagnoses van autisme in ons samelewing wêreldwyd, toe het ek dit goed gedink, miskien moet ons 'n praatjie hê rondom dit, sodat indien dit oor 'n mens se pad kom, jy min of meer weet hoe om dit te hanteer en hoe om mense te ondersteun. Maar soos nou die jaar aangestap het en 'n mens besig is met navorsing en jy's besig met jou eie ervarings en ander mense se ervarings. Vriende, toe besef ek net, jy kan nie so gesprek net beperk tot een vorm van 'n krisis nie. Daar is soveel vorme van krisisse waarmee ons gekonfronteer is en ek dink dit is waar ons kom by eintlik die eerste groot waarheid wat ek graag met julle wil deel vandag, is dat geen krisis dieselfde is nie. En ek dink dis een groot fout wat meeste mense maak in krisishantering, is dat hulle met die oortuiging kom van, ja, maar ek steur hierdie krisis en ek steur hierdie volgende krisis. So hierdie krisis wat nou na vore kom, ek hanteer dit net soos die volgende ene en ek sal my kop deur dit kry. Mense, geen krisis is dieselfde nie. Jou konteks verskil. Die manier hoe mense om jou en in jou reageer verskil. Die tipe krisis verskil. Die duur en die intensiteit van die krisis verskil. Jou beskikbare hulpbronne, die mense naby aan jou verskil. Die naderdraai, die gevolge en die herstel van die krisis na die krisis verskil. Jy kan nie
een krisis dieselfde hanteer as die volgende ene nie. Om vir julle 'n voorbeeld te gee, stel jouself voor jy beland in 'n woestyn. Wat is die naaste woestyn aan ons? Dis die Kalahari, nee. Okay. So stel jou voor jy beland in die Kalahari woestyn. Nou daar's sekere dinge wat jy baie vinnig gaan moet leer. Jy gaan moet leer, jy het water nodig. Jy gaan moet leer, jy moet kos kry. Jy gaan moet leer hoe om jouself te beskerm teen die elemente. Jy gaan min of meer moet leer hoe om met jou hulpbronne te werk. Bepaal waar jy is op die einde van die dag, sodat jy weet in watter rigting jy moet beweeg, sodat jou kanse van oorlewing beter as andersinne. Nou stel jouself voor, jy oorleef daardie krisis, waar jy beland het in die Kalahari woestyn. 2 jaar later vlieg jy op 'n lekker vakansie na Europa toe. Daar stort jou vliegtuig neer in die Sahara woestyn. Gaan jy water op dieselfde plek kry? Gaan jy kos op dieselfde manier kry? Gaan jy dieselfde lengte loop en hoop jy gaan gered word? Nee. Want soos elke woestyn verskil ons krisisse van mekaar. En dis hoekom ons nie eintlik kan staat maak op ons ervarings nie, maar op ons kennis, ons insig wat deur God gegee word en God se genade om deur hierdie krisisse te kom. So geliefdes, net so vinnig, wat het ek geleer as iemand wat maar my deel van woestyne gehad het? Ek gaan nou 'n bietjie daarby uitkom. En as leraar wat baie mense al bygestaan het in hulle krisistye. 2 dinge wat uitstaan vir my is, ek het geleer, enige krisis is noukeurig gebalanseer op 3 pilare. Jou geloof, jou vermoë om rasioneel dinge te bedink en emosioneel volwasse te nader, en jou sosiale lewe, met ander woorde jou ondersteuningsnetwerk. Nou hier enige krisis is so noukeurig op dit gebalanseer, dat as jy enige van hierdie pilare wegvat, wat gebeur? Dit val in mekaar. En ek het dit meer as genoeg kere gesien, geliefdes, dat wanneer ons gekonfronteer is met 'n krisis, mense die geneigtheid het om een van hierdie pilare weg te stoot. Ek kan onthou byvoorbeeld in was 2018 waar ek 'n ma bygestaan het waar haar matriekseun dood verongeluk het met 'n motorfiets. Wat het gebeur? Sy het God weggestoot. Sy het so kwaad geword vir God dat sy hierdie pilaar van geloof net weggestoot het en alles het in mekaar geval. Die mense sal ontmoet wat wanneer hulle deur krisistye gaan vir een of ander rede, of dit nou met goeie bedoelings of nie, hulle emosies afstomp. Op hierdie manier dink hulle is sterk of hulle dra die gewig van hulle naaste en hulle geliefdes. So hulle stoot hierdie pilaar van hulle eie manier van voel en hulle eie manier van dink, rasioneel dink, weg. En daar val dit in mekaar. Hoeveel keer het ek dit ook nie gesien waar so mense deur een of ander krisis gaan en dan sê hulle, maar ek wil nie 'n las vir my geliefdes wees nie, ek wil nie 'n las vir my vriende wees nie. So daar waar hulle ongelooflike ondersteuningsnetwerk wel het, stoot hulle daardie pilaar weg en die hele ding val in mekaar. So ons moet baie versigtig wees oor hoe ons hierdie pilare in ons lewens hanteer. Moet bewus word dat elkeen van hierdie pilare noodsaaklik is.
om deur 'n krisis te gaan. Die tweede ding wat ek ook geleer het, geliefdes, is dat met enige krisis jy deur een of ander vorm van 'n rouproses gaan. Die rouproses is maar dit wat sielkundiges geïdentifiseer het as die proses waardeur 'n mens moet gaan om by 'n punt van genesing te kom. Nie een van hierdie punte is chronologies nie, dit wissel maar waar jy is in hierdie saak. Dit is hier waar ek 'n bietjie meer van my eie lewe gaan vertel. Toe Sion gediagnoseer word met autisme, toe is dit 'n rouproses. Ek kan onthou, ons sit in die psigiater se spreekkamer, psigiater sit met hom en werk en sy deel met ons dat hy autisties is. My eerste reaksie is, kan nie waar wees nie. Is nie so nie. Ek kyk dadelik na my vrou en ek het genoeg kere Janine kwaad gemaak in haar lewe dat ek weet tot daai stadium in sy prison kwaad. So in my liefde probeer ek haar ondersteun deur om haar rug vas te hou en sy so kwaad, sy wil nie eers hê dat ek haar moet vashou nie. Ek kan onthou ons terugkom by die huis en nou praat ek maar dinge wat oor weke en selfs maande gebeur het. Ek kan onthou op 'n stadium kom ons by die huis en ek kom sit op daai bank net daarso. Was met lydenstyd, so die kruis het hierso gestaan. En ek sit nou daarso en ek kan terugdink aan die geleentheid waar so net voordat Sion gebore is, ek in my ou gemeente in Van der Bijlpark in die kerk sit en met die Here praat om te sê, Here, hierdie seentjie wil ek wy aan U. Ek dink terug aan die geleentheid waar ek hom eerste vasgehou het en sy vingertjies getel het en alles gebeur het en ek sê, dankie Here, hy's perfek. En nou met hierdie diagnose worstel 'n mens. En ek probeer onderhandel. Ek sê, maar Here, ek het tog hom aan U gewy. Wat het verkeerd gegaan? Hoekom moes dit nou gebeur het? As ek hierdie vir U kan doen, kan U dit nie omdraai nie. En 'n mens besef later, jy kan dit nie omdraai nie. Enige krisis kan 'n mens nie omdraai nie, al wil jy. En dit is waar so diepe hartseer en al hierdie aspekte inkom. En wanneer jy kom by daai punte, verby hierdie punte, kom jy by 'n punt van aanvaarding om te sê, jy gaan nou hiermee saamleef. Een ding wat ek vir my vroutjie gesê het is, en ek hoop dit het haar ook baie gehelp, as waar ek eendag toe Sion se emosionele uitbarsting net 'n bietjie te veel was vir haar, dat ek haar vasgehou het. En vir haar gesê, liefie, ons wêreld het nie opgehou draai nie. Hy draai nou net anders. En so hanteer 'n mens hierdie rouproses en jy gaan deur dit. En al dink 'n mens jy's nou verby sekere punte, glo my, jy herbesoek daai punte so nou en dan. So mens moet bewus wees waar jy is by hierdie geleenthede. En 'n ding wat ek altyd vir mense sê is, as jy bewus word van waar jy is in die rouproses, die beste ding is om te weet waar jy staan. En die beste ding om te doen is om nie daar te bly nie. Jy mag daar wees, jy mag 'n vorm van ontkenning beleef, jy mag woede beleef, jy mag by 'n punt kom van onderhandeling, jy mag by 'n punt kom van diepe depressiwiteit en hartseer. Jy mag by al hierdie punte uitkom, maar jy moet net nie by daai spesifieke punt bly nie. So geliefdes, ek wil baie graag met julle deel 'n bietjie van my verhaal, my woestynpad, dat julle verstaan,
Ek is nou nie 'n praktiese teoloog nie, ek's 'n Nuwe Testament teoloog. Ek het nie 'n doktoraal gedoen in hoe om krisishantering te doen nie. Ek praat vandag met julle uit my ervarings uit en dit wat ek beleef het in die pad wat ek saam met mense gestap het. Ek wil baie graag met julle my lewensverhaal deel. Nou begin hierso by 2005. Ek het 'n gekloosterde lewe gehad. Ek het geen krisis as kind in my lewe beleef nie. As daar was, het my pa baie goeie werk gedoen om ons as kinders daarteen te beskerm. 2005 moes ons in 'n raas dokter toe jaag, want my ma kan nie eers opstaan met die maagpyn wat sy het nie. Ons vind uit dat haar dikdarm gebars het. Al die vorige dag. En sy het ewe skielik nou net 'n 5% kans van oorlewing. Terwyl die dokters opereer, kom hulle agter die oorsaak dat haar dikdarm gebars het en dit is as gevolg van fase 5 terminale kanker. Kanker het obstruksies gevorm in haar darmes. Vir 3 maande lê sy in ICU. En ons weet dat sodra sy uit die ICU uit gaan kom, sy met haar behandeling gaan begin. En geliefdes, ek glo van julle sal weet dat chemobehandeling en bestraling nie grappies is nie. Dis 'n ander vlak van ondersteuning wat 'n mens iemand so moet bystaan wat deur hierdie proses gaan. 2007 sterf my liewe moeder. En in hierdie proses, vriende, is ek nou besig om teologie te studeer. Ek's die gelowige ene, ek's die ene wat blykbaar weet wat die Here nou wil doen. En 'n paar keer het my pa en my broers na my gekyk en sê, maar hoe nou, wat nou? Ek's die jongste. Ek het nie die antwoorde nie. Ek maak die fout dat ek nou moet sterk wees vir hulle en ek stoot daai pilaar van emosies eenkant toe. Om hulle by te staan, maar my krisis, my ervaring val in mekaar. Dank die Here het bygestaan in daardie stadium. So net kort na daardie krisis word ek beroep na Historia toe, my eerste gemeente, wat ek nie geweet het nie. Is dat toe die gemeente die beroepsproses begin het, hulle teen die besluit van die ring en die sinode gegaan het. Die ringe het die gemeente ondersoek en die sinode het die gemeente ondersoek en gesê, julle kan nie finansiëel 'n leraar bekostig nie. Maar jy as 'n persoon wat nou in die bediening inkom, weet nie van hierdie ding nie, hulle sê dit ook nie vir jou nie. So 'n jaar later kom die finansiële bestuurder van die gemeente na my toe en sê, Willie, ons kan jou nie meer bekostig nie. Wat nou? En daar beleef ek 'n krisis. Ek het 'n ongelooflike vriend gehad, of ek het nog steeds Johan Dorfling. Ons het begin 'n samewerkingsooreenkoms. Ek gaan oor na sentraal gemeente toe, die 2 gemeentes word een en ek wil sê daarom was daarom 'n kansie om asem te haal tussen al die krisisse wat 'n mens beleef het. Wonderlike tyd, ek ontmoet my vroutjie, ons trou. Ja, van 'n Boupark het sy uitdagings, dinge gebeur. In 2016 kom en die finansiële bestuurder van die gemeente kom na ons twee toe en sê, ons kan julle twee nie meer bekostig nie. En dadelik kry ek weer die gevoel, is dit my skuld? Is dit my skuld dat hierdie gemeente ook nou sukkel? Ek en my kollega gepraat met mekaar en ons albei besluit ons doen aansoeke en bring 'n finansiële verlig vir die gemeente. My kollega kry 'n beroep. Ons stel dit bekend aan die kerkraad of die gemeenteraad en die gemeenteraad vra vir my om aan te bly.
want hulle kan nie nou deur hierdie proses gaan met nog 'n ander beroepsproses nie. So ek bly aan by die gemeente en dinge gebeur. Dis uitdagende tyd vir die gemeente, dis uitdagende tyd vir my persoonlik. Ek kom by 'n punt van emosionele uitbranding. Die dag toe ek vir my vroutjie sê, ek kan onthou, ek en sy lê in die bed en ek sê vir haar, liefie, ek weet nie of ek vandag wil opstaan nie, ek's klaar. Hier lê my foon. Dit gebeur nou alles in 2019. Hier lê my foon. Die brug by Hoërskool Driehoek het geval. Ek hardloop, ek jaag om by die skool uit te kom, om die kinders daar te ondersteun. Ouers te ondersteun, dis 'n tragedie vir ons hele dorp. Baie mense kyk op na jou. En jy probeer dit namens almal te hanteer en jy weet jy kan nie. Die seun van die Here kom toe in daai selfde jaar toe my seentjie gebore is. Maar ek moet dalk dit noem, net voordat my seentjie gebore is, kry ek ook 'n hartaanval. Op my liggaam se manier om te sê, jy moet nou tyd kry. So ons ontvang die seun van die Here, my seentjie word gebore, is wonderlik. Ek kry lang verlof, net saam met my vrou en my kind te wees. Energie, emosionele vlakke bou weer op. Alles lyk weer goed. November 2019 kom my oudste boetie na ons toe. Ek is gediagnoseer met kanker. Dis fase 5, dis terminaal, dit sal versprei deur die hele liggaam. En ja, ek hoef nie te sê wat 2020 gebeur het nie. COVID tref die wêreld. En weer 'n keer in 'n mens se persoonlike krisis, en jy dra die krisis van 'n gemeenskap, omdat ons nie by mekaar kan kom nie, daar dienste kan nie gehou word nie. Familie staan buitekant hospitale, omdat hulle nie in die hospitale kan kom nie. En jy as 'n leier van 'n gemeente dra daardie gewig. Selfde jaar 2020 sterf my broer as gevolg van sy kanker, ook omdat hy COVID gekry het. En daar ondersteun 'n mens weer die familie en die vriende. Ons kom skaars net deur COVID, kom die finansiële bestuurder van die gemeente na my toe en hy sê, Willie, COVID het ons seer gemaak. Ons kan jou nie meer bekostig nie. So nadat jy een kerk se deure toegemaak het, wonder jy nou, moet jy bly? Of moet jy 'n keuse maak vir 'n gemeente, dat die gemeente kan asem skep, dat die Here jou gebruik ernstig anderste. So ek doen aansoek. Ek kom hier aan. Wat 'n seën is dit vir my. Net na my aankoms hier, soos julle weet, word Sion gediagnoseer met autisme. 'n Mens hanteer dit tot die beste van jou vermoë. En vroeg verlede jaar kry ons die diagnose, of laat verlede jaar kry ons die diagnose, my pa het kanker. So geliefdes, ek hoop julle hoor dat in hierdie laaste, wat kan mens sê, amper 15 jaar, ek 'n redelike woestynpad gestap het. En ek deel dit nie met julle omdat ek nou bejammering soek of wat ook al nie, maar ek deel dit met julle sodat julle besef dat dit wat ek vandag met julle wil deel, uit my hart uit en uit my persoonlike ervaring uitkom. Ek deel dit met julle sodat ek kan getuig van die krag en die genade van die Here
wat 'n mens deur hierdie tye dra. Besef jy dit nie, al sien jy dit nie raak nie. Al kom jy by oomblikke waar jy voel, ek sien nie die Here raak nie en hy hoor nie my gebede nie, en dan kom daai woorde van Jesaja 43 waar Jesaja sê, kyk na die Here. Hy slaap nie en sy wysheid deurgrond alles en hy staan ons by. So ek wil baie graag met julle deel, geliefdes, dit wat ek geleer het, en weet ek daar is nie, ek wens daar was 'n handleiding wat ons elkeen kan volg om te sê, as jy nou hierdie en hierdie en hierdie doen, as jou krisis verby en jy is wonderlik en jy is gesond, daar is nie 'n handleiding soos dit nie. Maar as dinge wat ons kan doen, om ons pad in die woestyn te kan help vind. En dis 'n paar dingetjies wat ek graag met julle wil deel. Die eerste les wat ek baie hard moes geleer het in my lewe is om kalm te bly. Ek kom rustig voor, ja, nou. Maar in my jonger dae was ek nie so rustig nie. As 'n ding oor my pad gekom het, het ek baie impulsief opgetree tot die nadeel van myself en ander. Wanneer 'n mens deur 'n krisis gaan, moet jy kalm bly. Want dit is eers in jou kalmte wanneer jy na 'n situasie, na 'n krisis kan kyk. Dit kan evalueer en rasioneel bedink. Om 'n hele voorbeeld van 'n geleentheid wat ek moes gedoen het. Ek weet nie of ek hierdie storie moet vertel nie, maar gaan. Ek kry 'n foto van een van my kinders in my gemeente. Jong meisiekind, 13 jaar oud. En sy sê toe, "Nee, kyk hoe het my pa my gevat." En ek sien die handmerke om haar nek. Die impulsiewe ek klim in die kar. Ek ry na daardie huis toe. En ek en hierdie pa kom in 'n verskriklike woordwisseling. Daar's prosedures wat 'n mens moet volg. Maar as gevolg van my impulsiwiteit het ek meer skade veroorsaak as goed. So mens moet altyd kalm bly om die situasie te evalueer en seker te weet wat die regte proses is wat 'n mens moet volg. Nie net vir jouself nie, maar vir die mense wat jy graag wil ondersteun. As 'n mens die saak mooi geëvalueer het, kan jy identifiseer wat is die stappe wat jy moet neem. Dis ietsie wat ek en Janine natuurlik ervaar het met Sian se diagnose, omdat op hierdie stadium ons bekend was met outisme, ons het vriende met kinders van outisme. So toe ons die diagnose ontvang het van Sian is autisties, toe kry ons dadelik hierdie verwysingsraamwerk dat hy soos my vriend Andre se seentjie Jaden is, of soos 'n ander vriend van my se seentjie is, maar die spektrum is so wyd van autisme dat jy dit nie kan vergelyk met een of ander saak nie. So dit is hoekom jy met enige krisis ook sekere dinge moet identifiseer. En sekere dinge moet prioritiseer. Want as jy daai stap kan neem, geliefdes, dan kan jy betyds reageer. Jy kan besluit waaraan gee jy dadelik aandag, want dit is nie noodsaaklik en jy kan bewus word van die dingetjies wat 'n bietjie later aandag moet kry. Dis die krisis waarmee meeste mense sit in 'n krisistyd. En ek het dit al beleef in soveel maniere. In enige krisistyd sien ek hoe mense spartel om by alles uit te kom. Want hulle wil beheer neem van die situasie. My een groot mentor in my lewe, Prof. Stefan Joubert, het vir my gesê, daar's dinge in jou lewe wat jy nie kan beheer nie. Ek kan juis onthou, dit was net na my ma se diagnose,
waar ek 'n mondeling vraestel by hom moet doen. En mense, jy wil nie 'n mondeling vraestel doen by Prof Stefan Joubert nie. Die man is verby slim. En hy was bewus van wat in my lewe aangaan en hy vra vir my, meneer Rotman, hoe gaan dit met jou? En ek sê vir hom, prof, dit gaan woes. Ek voel nie in beheer nie. En ek sal nie vergeet hoe hy oor die tafel leun, my diep in die oë kyk nie en sê, meneer Rotman, jy is nooit in beheer nie. God is in beheer. En daar het ek besef, daar is dinge wat ek aandag kan aangee, wat 'n verskil kan bring. En daar is dinge waaraan ek, of laat ek dit eerder so stel, daar is dinge waarvan ek kan bewus wees. Maar waarop ek nie daar is, ek hoef al my energie en my emosies uit te stort nie, want dit gaan niks verander nie, want dit is buite my beheer, buite my konteks. Die krisis wat meeste mense beleef, is ons spandeer die meeste van ons energie en die meeste van ons emosies op dinge wat buite ons beheer is. Kyk na ons land se situasie byvoorbeeld. Ons verspeel baie tyd, ons verspeel baie energie en baie emosies op dinge wat buite ons beheer is. Maar wanneer dit kom by die dinge wat juis binne ons invloedsfeer is, wat binne ons wat binne gebeur waar ons 'n verskil kan maak, is ons so moeg emosioneel en geestelik en fisies dat ons nie eers daaraan kan aandag gee nie. So mens moet kan prioritiseer, mens moet kan skei en sê hieraan gaan ek aandag gee. Hierdie is prioriteit. Hierdie dingetjies kan wag. Nog 'n dingetjie wat of nog 'n saak althans wat ek geleer het is dat 'n mens moet kommunikeer. Ons sê nie vir mekaar as ons in 'n krisistyd is ons voel nie. En jy wil nou moet sterk wees vir mekaar. Ons gee nooit 'n duidelike prentjie van wat presies alles gebeur nie, want soos ons al voorheen gesê het, ons wil nou nie 'n las wees vir ander mense nie. Mense kommunikasie is noodsaaklik. Kom sê ek dit so met my ma se diagnose. Was ek nie bewus van hoe ernstig dit was tot 3 weke later toe nie. Hoekom? Want ek was besig met eksamen en my pa het besluit om al die inhoud of al die inligting van my te weerhou, om my te probeer beskerm. So in daardie tyd gaan my pa deur 'n krisis en ek kan nie verstaan hoekom my boetie en my ander broer en my pa so optree. En dit was omdat ek nie al die inligting gehad het nie. So ons moet op 'n stadium met mekaar kan kommunikeer, eerlik kommunikeer waar ons is, hoe ons voel, sodat ons ook 'n doeltreffende plan vorentoe kan maak op die einde van die dag. Dis waar die volgende punt uitkom, dat soek die nodige ondersteuning. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. 'n Veel keer het ek, en ek glo as Dominee Heinrich hier vandag was, sal hy dit ook gesê, dat ons oproepe ontvang. Dominee, ons wil met jou praat. Ja, is reg, kom in asseblief. Dan kom daar so sake by ons uit van huwelike wat verbrokkel het, verhoudings wat verbrokkel het, en die bom het al lankal ontplof. Nou moet die dominee dit regmaak. Nee. Ek waardeer dat die mense my op daai stadium bly, want dan besef hulle daarom, ons kan nie dit self regmaak nie, maar jy moet betyds die nodige hulp kry. Mense wat na my of Dominee Heinrich of ander kollegas toe kom met diep sielkundige probleme, en dan moet ons as leraars die verantwoordelikheid neem om te sê, luister, ek kan jou nie help nie.
Jy moet ander professionele hulp kry om deur hierdie aspek van jou lewe gaan. Ons kan jou geestelik help, ons kan jou geestelik versterk. Maar ons kan nie hierdie aspekte van jou lewe help nie. My een vriend, hy's nou in Potchefstroom, het altyd gesê, mense moet net besluit om voor die bom te ontplof op te kry. Nie wag tot nadat dit ontplof het nie. Nog 'n punt wat hy geleer het, vriende, is om te reflekteer en om te leer. In krisishantering maak ons foute. Jy kry nie altyd alles reg nie, want jy sit in die middel van dit. Maar ek het genoeg mense al ontmoet om wat een of ander ervaring gehad het waar hulle self wil straf omdat hulle foute gemaak het in 'n krisistyd. Jy's mens. Jy maak foute, maar leer uit dit. Sodat by die volgende geleentheid jy nie dieselfde foute maak nie. En dan hierdie laaste puntjie waarna ek wil raak is, kyk mooi na jouself, mense. Of jy nou in 'n krisistyd is of jy iemand anders te ondersteun. Kyk mooi na jouself. Want die eerste persoon wat die seerste kry in 'n krisis in 'n krisistyd is die persoon wat nie mooi na homself kyk nie. Mense wat nie kan slaap nie, mense wat nie wil eet nie. Mense wat nie hulle emosionele welstand na kyk nie. Dis vir al hierdie dinge saamvloei om die nodige hulp en alles te kry sodat jy na jouself kan kyk in hierdie tyd. Sodat jy, as jy veral iemand anders te ondersteun, jy die genoegsame krag en die vermoë het om dit te kan doen. Is julle met my so ver? Praat ek te veel? Okay. Ek gaan 'n geleentheid gee vir vrae na die tyd, vriende. So as julle vrae het of opmerkings het, asseblief, ons sal gou na die tyd hanteer. So hierdie is alle stappe wat 'n mens kan doen om jou in 'n krisistyd te help. Nou kom ons by hierdie ding van hoe om ander mense te help. En vriende, en dit alles noem ek dit die ministry of being present. Die bediening om teenwoordig te wees. Ek wil julle vertel van my eerste jaar, toe ek teologie gaan studeer het. Woensdae was uitgesonder, ons het vir so 2 ure in die klas gehad nie. Want wat moes gebeur het, is ons almal het gery na die akademiese hospitaal toe. En ons het ons praktiese teologie hier kom vorm, met ander woorde om hospitaalbesoek te doen. Nou, mense sal dink dat ons opleiding baie meer divers sou wees as wat ons ervaar het, want die eerste dag toe ons nou deurry na die hospitaal toe sit ons daar in die kapel by die akademiese hospitaal. 'n Persoon stap in en sê, dames en here, baie welkom. Hier is die reëls en die regulasies van die kerk, van die hospitaal. Dit is wat julle mag doen, dit is wat julle nie mag doen nie. Gaan. Nou moet ons mense emosioneel gaan ondersteun in die hospitaal. Ek en my vriend Christian Ackerman was gelukkig, want ons het 'n tannie gaan besoek wat net 'n veloorplantingkie gekry het. 'n Vriendin van my kom by 'n kamer in waar 'n meisie selfmoord probeer pleeg het. 'n Ander vriendin van my kom in 'n kamer in waar so 'n meisie al haar vriendinne verloor het in 'n karongeluk en sy is die enigste een wat oorleef het. En jy as 'n eerste jaar moet nou hierdie mense kan ondersteun geestelik. Ietsie wat ons baie hard geleer het, baie vinnig geleer het in daai stadiums was,
Daar is nie 'n ding. En geliefdes, ek hoor julle hoor my mooi, daar is nie sommer 'n ding wat jy net kan sê en dit vat die pyn van iemand weg nie. Al is wens jy dit tot die beste van jou vermoë daar is nie. En ek gaan 'n bietjie uitbrei oor hierdie punt as ek mag. Want dit is die ding wat ons graag wil doen. Jy weet, as iemand deur 'n krisistyd gaan, as iemand deur 'n hartseer tyd gaan, dan wil ons woorde van bemoediging gee. En ons bedink dingetjies wat mooi is om te sê en ons sê dit, maar ons neem nie ag waardeur daai persoon gaan nie. Ek gaan gou 2 voorbeelde gee. Weet julle, as 'n mens die begrafnisbriefies ontvang van 'n begrafnis, hoeveel van julle het daardie bewoording gesien van dat God in sy tuin rondgeloop het en die mooiste blommetjie kom pluk het? Hoeveel van julle het dit al gesien? Weet julle hoeveel keer het ek mense berading gegee oor daai woorde, dat dit hulle so seer gemaak het? Hoekom? Want in die tyd waarin hulle was, in die konteks waarin hulle was hulle nie gereed om daai woorde te hoor nie. In hulle verhouding met die Here, waar hulle dalk woedend was teenoor die Here of wat ook al, nou hoor hulle hierdie woorde en nou word God uitgemaak as 'n selfsugtige God. En hulle verhouding met die Here verbrokkel nog verder as gevolg van hierdie woorde wat met die beste bedoeling gesê word, maar wat net nie die regte tyd was nie. Ek gaan julle nog 'n voorbeeld gee en ek gaan dit nou dalk sê vooraf, ek gaan dalk op tone trap hier, sommer is nie lelik bedoel nie. Toe ek en Janine die diagnose gekry het van Sion's autisme, heel eerste, toe ons dit aan vriende en familie en ook aan die gemeente bekend gemaak het, wat is die woorde wat vir ons gesê is? God kies spesiale ouers vir spesiale kinders. Weer 'n keer is met die mooiste bedoeling gesê. Maar die tyd is nie reg nie. So wanneer ons kom by die ministry of being present, die bediening om teenwoordig te wees, geliefdes, dan is dit nie om die regte woorde dadelik te probeer sê nie. Dit is nie te kom om met 'n spesifieke wysheid na vore te kom of iets wat jy gelees het op die internet nie. Net om teenwoordig te wees is al reeds genoeg. Want in daai teenwoordigheid kan jy luister. Wat is daai sê ding? Van 2 ore en 1 mond. Ek kan dit nou nie mooi onthou nie. Maar jy's in 'n krisistyd, is dit beter om jou ore uit te leen as jou mond. Ja, daar kan mettertyd iets gesê word wat opbouend kan wees en wat die regte tyd is om dit te sê. Maar eers om te luister, kan jy die behoefte van die persoon bepaal. En miskien is dit net dat daardie persoon hulle gevoelens wil afpak. Maar mense na my toe byvoorbeeld kom en sê, "Wil ek is so kwaad." Sê ek, dan gaan ek in my wese nie vir daai persoon sê, "Jy mag nie kwaad wees nie." Ek sal sê, "Jy mag kwaad wees. Ek sal kwaad wees as ek in jou skoene was." Jy bekragtig hulle gevoelens. Jy ontken dit nie. Daar is, soos ons met die rouproses gesien, daar is tye wanneer 'n mens hartseer moet wees, daar is tye wanneer 'n mens woedend moet wees, daar is tye wanneer 'n mens in ontkenning is.
is om in daai posisie te wees, om te luister, om teenwoordig te wees en om by te staan. Baie mense vra vir my, maar wat kan ek doen as iemand deur 'n krisistyd gaan? Wat ek vir mense altyd wil sê is, bied net prakties hulp aan. In die tye wat ek en Janine krisis beleef het, byvoorbeeld, dan ewe skielik 8:00 die aand as 'n mens by die huis aankom, dan besef jy, o genade, ons moet nog kos maak. Is jy lus om kos te maak? Ek sien lus om kos te maak nie. Kom ons gaan slaap maar. En dis nou weer daar waar daai persoonlike sorg inkom, nê. Jy moet eet, jy moet slaap. Maar mense wat deur 'n krisistyd gaan, dink nie al hierdie dinge ordentlik deur nie. So hulle vergeet, vriende, om kos te maak, of hulle vergeet om medikasie te gaan haal. Of hulle vergeet van die kleiner dingetjies waaraan hulle moet aandag gee. Dit is waar so jou persoonlike teenwoordigheid eintlik kan baie beteken vir hulle. Om hulle by te staan in daai areas. Maar as jy iemand bystaan, geliefdes, dan moet jy, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, jy moet kalm en geduldig bly. Dis noodsaaklik. Ek het 'n vriend gehad wat sy familie probeer ondersteun het deur 'n krisistyd. En na die soveelste keer waar hy dieselfde ou dingetjie gehoor het by die familie, toe verloor hy dit. Hy verloor sy geduld en hy verskree hulle. En sommige mense sal sê dit was nodig. Ek sal sê daar is 'n wyse om dit te hanteer. As jy iemand ondersteun, moet jy kalm en geduldig bly vir albei se onthaalwe. Jy kan nie geduld verloor met die persoon nie op die einde van die dag. Loer gereeld in. Ook in die langtermyn wees beskikbaar. Ietsie wat ek beleef het met baie mense wanneer hulle deur 'n krisistyd gegaan het, veral met 'n afsterwe van 'n geliefde, is dat in daai eerste 2 tot 3 maande almal daar is. Almal wil teenwoordig wees, almal wil help, almal wil bystaan. Maar wat gebeur na daai 3 maande? Die mense gaan aan met hulle lewens. Dan kom die ding van, bel my as jy my nodig het. Dis vir al die 3 maande tydperk wanneer daai persoon juis jou nodig het. Maar in daai gedagtegang van, ek wil nie 'n las wees nie, gaan hulle nie die telefoon optel en bel nie. So in daai tydperk kan 'n mens net sê, hoe gaan dit met jou? Hoe voel jy? Het jy ietsie nodig? Ons dink aan jou. Ons bid nog vir jou elke dag. Dit beteken baie vir die persone. Dan weer 'n keer, as jy as 'n bystander van iemand moet professionele hulp aanmoedig. Geliefdes, ek is nie 'n sielkundige nie, julle is nie sielkundige, daar's miskien van julle wat sielkundiges was, ek weet nie. Maar meeste van ons het nie die professionele kapasiteit om iemand te help nie. Jy moet 'n persoon aanmoedig om professionele hulp te gaan kry. Die laaste punte. Ek sien van hulle herhaal nou, ek het bietjie deur mekaar geraak met my goeters. Respekteer mense se ruimte. As 'n persoon alleen wil wees, wil hulle alleen wees. Moenie indringend wees nie. Weer ek kom die sorg vir jouself op. Kom op. Verkry en verskaf, is nie verskap nie, is verskaf inligting wanneer dit toepaslik is. Mense, goeie genade.
Kan ek julle gou hierso 2 verhale vertel? En ek bedoel dit niks lelik teenoor my ma, skoonma. Nee, hulle is wonderlik en hulle is ondersteunend. In 2020 het Janine besluit met baie gebed dat sy 'n surrogaat wil wees vir 'n egpaar wat nie kinders kan kry nie. En ek is baie trots op haar vir wat sy gedoen het en waardeur sy gegaan het. Maar om surrogaat te wees vir iemand is al klaar 'n krisistyd in sy eie reg. Hoekom? Want jy het die ondersteuningsbasis nodig vir dit. My vroutjie besluit toe om vir haar ma te sê, mamma, ek gaan 'n surrogaat wees. Wat doen my skoonmoeder? Sy gaan trek die eerste artikel af van Google af, wat Bybelse verse noem, wat surrogaatskap teenpraat. So daar was nie die ondersteuning in haar groot besluit nie, daar was hierdie teenkante, dadelik. En met hart gepraat, met baie geduld, te swaai ons dit daarin. Dat 'n mens haar kon ondersteun het soos my vrou dit verdien het op die einde van die dag. Dit is hoekom ek dankbaar is vir my ouers dat toe ons toe Sjoentjie gediagnoseer is met autisme, was die eerste ding wat my skoonouers en ook my pa gedoen het. Hulle het navorsing gedoen. Hulle het gaan uitvind wat presies is autisme. Hoe kan 'n mens autisme ondersteun of hoe kan 'n mens iemand in daai situasie help? Hulle het boeke gaan lees om ons by te staan. En hulle het ons genoeg gerespekteer in ons ruimte om te sê, luister, wanneer jy 'n kans kry, kyk asseblief hierna. Ons het dit gelees en ons dink dit kan julle help. Sien baie keer wanneer ons ietsie lees en ons kom met die goeie bedoeling na hierdie persoon toe om te sê jy moet hierdie lees, jy moet dit doen, dis te indringend. Janine het 'n ondersteuningsgroep, WhatsApp groep begin vir ouers met autistiese kinders. En wat daarna vore kom is dat die mense daarom om hulp kan vra en jy die hulp kan gee. Krisis wat baie mense miskyk is as jy met so 'n ding sit, so autisme of kanker, ietsie wat oor 'n lang termyn gaan. Dis iets waarmee daardie persone elke dag, elke uur, elke minuut, elke sekonde sit. En as jy kom met die beste bedoeling in jou hart om hierdie persoon te sê, ek wil jou hierdie gee en ek wil hierdie sê en ek wil hierdie met jou praat. Partykeer wil daardie mense ook net 'n breek hê van dit. Partykeer wil hulle nie daaroor praat nie. Nie as gevolg van ontkenning nie, maar omdat hulle self moeg is. So dis kom ons sê verskry en verskaf inligting wanneer dit toepaslik is. So vriende, ja, dis die goedjies wat ek in my lewenspad so ver geïdentifiseer het. En ja, daar seker nog 'n paar dinge wat ek nog gaan leer. Maar soos julle sal sien, is ek min of meer klaar met my aanbieding. As daar enige vrae of opmerkings is, julle is meer as welkom om nou te vra. Ek sal hooplik kan antwoord en as ons nie kan antwoord gee nie, kan ons verseker daaroor saam bid. Enige vragies of opmerkings? Ja, met hy.
En wat ek daar hoor is die vermoë om grense te stel. In die eerste plek, 'n mens wil nie wegstap nie en 'n mens wil nie dit so verwoord nie, maar om te sê hier's my grense. Binne hierdie grense gaan ek beweeg en binne hierdie grense gaan ek bly en met die liefde in my hart gaan ek seker gedagtes en goeders buitekant hierdie grense bou. Die ding wat ek daarin natuurlik hoor is deel van die rouproses, dat van die mense nog in ontkenning was en waar jy byvoorbeeld al by die punt van aanvaarding gekom het. En 'n mens moet mekaar se rouproses eintlik ondersteun. Nie iemand se rouproses aanjaag nie iemand se rouproses self minderwaardig maak nie, maar ook hulle te ondersteun waar hulle mag wees op die einde van die dag. Baie dankie Tannie hoor. Nog 'n vraag of opmerkingies om Bucks? Kijk, as 'n mens toetree met 'n persoon wat gebeur het, is dit belangrik om te besef dat jy is ook eintlik ontspanne, Ja, onsekerheid, en dat jy regtig in gebed gaan voordat jy gaan sodat jy net ook die regte leiding vir jouself kan kry. absoluut. As ek dit nie beklemtoon het nie, oom Bucks, baie dankie dat oom dit beklemtoon. Is dit in alles wat ons doen, vriende, in afhanklikheid van God moet plaasvind. Jy kan nie op jou eie stoom en jou eie energie en in jou eie gedagtes en jou wil aangaan nie. Dit is net met die wysheid van die Here wat ons kan vorentoe gaan. Dankie oom Bucks, hoor. Nog vriende, vrae, opmerkings? Retief, lyk vir my ek het almal aan die slaap gepraat. Baie dankie Retief, hoor. Dominee Willie, baie dankie. Ek wil net so 3 punte noem. Nommer 1, hy het net nou gesê hy het nou nie 'n doktoraal hier gedoen nie, maar ek moet vir jou sê ek dink dis die gesprek wat jy nou met ons gevoer het, bring my na die tweede punt toe. Nommer 1, jy hoef nie 'n doktoraal te doen en so nie, want jy het uit jou hart uit gepraat. Baie dankie daarvoor. Die tweede ding is, jy weet die statistiek mense sê mos altyd, die statistikuste sê mos altyd, jy het 'n aandagspan van 5 tot 7 minute. Nou ek wil daai ouens nou uitdaag, kom luister na Dominee Willie. Hy het langer as 5 tot 7 minute gepraat, ons almal het aan sy lippe gehang. So Dominee, dit wys net oor hoe jy uit jou hart uit praat en jou kennis wat jy hiervan het. Baie dankie daarvoor. Ons sê vir jou, daar's niemand anders wat so goed soos jy kan doen nie. En dan 'n laaste punt, my derde punt, is, en ek hoop ek sê dit nou op die regte tyd, jy weet soos die blommetjie ding. Ek is bly daai ander gemeentes kon hom nie meer bekostig nie, want anders het ons hom nooit gekry nie. So, Dominee Willie, ons wil net vir jou ietsie gee, net of jy sê baie dankie. Finie asseblief. Dankie Retief. Om Dani kan ek gou net weer. Terwyl ek nou finies en ek het amper ietsie vergeet, vriende. Finie het dit goed gedink, om hierdie blaadjie vir julle beskikbaar te stel en daar is genoeg kopieë vir julle om dit huis toe te vat. Wat dit is 'n inligtingstuk. En julle sal sien daar is inligting rondom mense wat jy kan nader rakende autisme, arbeidsterapie, al hierdie dinge, ander organisasies wat veral bejaardesorg ondersteun, Alzheimer, dementia. Finie het regtig baie harde werk gedoen om al hierdie inligting vir ons beskikbaar te stel. En daar is kontaknommers, so die groot krisis wat enige persoon in 'n krisistyd ervaar is, hulle weet nie waar en wie om te bel nie, om hulp te kry nie. En Finie het goed gedink om so 'n inligtingstuk saam te stel en
Natuurlik kan 'n mens dink ook aan CMR wat daarom ons perseel deel wat 'n mens kan nader rondom kindersorg en al hierdie tipe dinge, maar Finnie, baie dankie vir jou insig rondom hierdie stukkie. Hierdie vormpies is vir julle beskikbaar, hoor. Ek wil nou nie vir julle die grappie vertel van ietsie lekkers vir oupa en ouma ook nie, want dis die dominee sal my onder sensuur plaas hierso. Maar in elk geval, Dominee Willie, soos ek gesê het, baie dankie daarvoor. Dan wil ek net 'n paar bedankings doen en dan so daarna net 4 punte vir julle gee en dan sê julle nou hoor. Die eerste enetjie is wat ek wil bedank ook is daar agter vir Dani. Dani, baie dankie. Dani se bynaam is pastoor, want ek noem hom nou pastoor, partykeer vergeet ek sy naam, en as ek iemand probeer sê, luister die pastoor Kolwer, kan ek nie onthou wat is Dani se naam nie. Maar in elk geval, want hy is altyd beskikbaar. Dani se kinders het kom kuier van ver af en so aan, en gister toe kom vra, Dani sê, ons kom help met die klank, sonder om te blik of te bloos, sê ek is daar. So Dani, baie dankie, ek weet jou kinders is hier so, en jy het nog steeds jou weg oop gesien daarvoor. Dan vir Elsa vir die reël van die eetgoed. Kyk, dit raak nou nog lekkerder hierso hoor. En dan almal wat gaan help met die teeskink, baie dankie vir julle ook. En dan laaste van my kant af vir Finnie en vir Antoinette en vir Dani wat so in die agtergrond is en so aan. Dankie vir julle hoor. Want sonder julle kan hierdie nie plaasvind nie. En dis elke keer, elke maand is dit in die kol en so aan. En dan gooi nie aan ou weg nie vir François. François is 'n man, hy staan ook hier agter die skerms en dan reël hy die dinge en so aan. So julle baie dankie daarvoor. Dis vir ons baie interessant om hierdie te kan beleef. Dan wil ek julle net herinner aan die afsluiting by die Botaniese Tuine, die 26ste November. Dis 'n Dinsdag. So wat ons ook weer gaan lekker kuier. Julle moet ons verskoon want ons is dan oor see daai tyd 'n bietjie vir ons kinders kuier. En as julle asseblief dan net julle name ook kan deurgee vir Finnie, dat ons kan weet hoeveel mense gaan bywoon, sodat ons ook die reëlings daar kan tref. Dan die uitdeelstukke soos wat Dominee Willie gesê het, is daar by Finnie beskikbaar, so julle kan uitdeelstukke kry. En dan die laaste ding wat ek vir julle wil sê, ek het 'n groepie gestig, ek hoor Dominee Willie se vrou het 'n groep gestig op WhatsApp en ondersteuningsgroep en so. Nou toe ek nou met pensioen gaan, glo dit tref almal. Dan is jou salaris nie meer wat dit was nie. So dan moet jy nou begin mooi kyk oor wat vir wat gaan. Ek het 'n groepie gestig, die Randrekkers. Soos jy enige iets van 'n koolkop tot vleis tot wyn, ja wyn ook, drank al daai goedjies en so aan. As jy iewers sien dis op 'n special, dan sit ons dit op hierdie groep. Want almal van ons moet eet en ons moet 'n koeldrankie drink of 'n die kerk bied ook baie verrigtinge aan hierso wat ons maar ietsie erger moet vat en so aan. So, maar dan sit ek dit op daai groep en dan staan jou vry om dan sê Checkers Soetery of Pick n Pay of OK of waar ook al die geval is en so aan. Maar ons het al gesien dit help baie mense. Weet hoekom sê jy nou 'n 2 liter kookolie gaan koop vir R65 by Pick n Pay en dan oor kan die straat by Checkers kry vir R55 argumente onthaalwe. So as jy belangstel, sê net vir my dat ek julle name ook daar kan opsit. Dis dan die storie, asseblief gaan geniet julleself daar agter by die kerksaal vir lekker verversings en 'n koppie tee en 'n koppie koffie. En weer eens baie dankie aan almal wat hier was.